Daar sê goeienaand. Daar sê hier's 'n paar mense hierso. Is julle hier? Prys die Here. Is julle hier? Verseker. Is julle hier? Okay, so 3 mense hier voor. Dis wonderlik. Alright, ek vertrou dat dit sommer baie goed gaan met jou en dit is regtig vir ons 'n voorreg om jou vanaand saam met ons te kan hê en ons is regtig so opgewonde vir dit wat die Here vanaand ook wil doen en ons is dankbaar vir dit wat hy alreeds gedoen het die naweek en ek wil jou vra vanaand om jou hart waawyd oop te maak om ook so te ontvang dit wat die Here vanaand in jou lewe ook wil kom deponeer. En geliefdes, ons gaan of ek wil eers al ons besoekers verwelkom en sê as jy die eerste keer saam met ons kuier, baie welkom. Hoop jy kuier lekker saam met ons. As jy 'n badkamer nodig het, daar's 'n bordjie daar, dames. Daar's 'n bordjie daar, mans. Alright, heel eenvoudig. Alright, ons gaan die diens aan die Here opdra en ons gaan ook dan na dit offerandes opneem en ek wil jou asseblief vra, ons neem vanaand offerandes op spesifiek ook om vir Israel en sy bediening en sy span ook te bless en seker te maak dat die werk wat hulle doen ook voortgesit sal word en op daardie noot ook Israel baie welkom by ons vanaand. Ons is regtig excited en mag die Here jou vanaand ook kragtig gebruik. Alright, kom ons bid saam. En dan dra ons die diens op aan die Here. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand die voorreg het om weer by mekaar te kan wees. En Here, dit is so goed om by mekaar te kan wees. Here, ek wil die woorde van Dawid kom herhaal toe hy gesê het, dit was my goed om in die huis van die Here te wees. Here, mag dit vanaand vir ons goed wees om in die huis van die Here te wees. Mag dit vir ons goed wees waar ons as medegelowiges saam U naam groot maak en Here, dankie dat ons vanaand geleenthede kan hê soos hierdie, waar ons impart kan word, Here, waar ons van U Gees kan beleef, waar ons van U hart kan hoor, en waar ons ook die werk van Jesus wat voortgesit is op hierdie aarde kan beleef. Here, ek bid vanaand dat U ons sal kom bekragtig, en mag ons harte oop wees ook om te ontvang dit wat U vanaand in ons wil deponeer, in Jesus se naam. Amen. Amen. Dan sê geliefdes, ons gaan offerandes opneem en mag hierdie diens dan ook so saam met ons geniet. Dankie. I see you on the throne. I've seen the grass wither, I've seen the flower fade, but your word, it stands forever. Through all my days, and I'm trying hard now to find you. Through the fire and the quake, just to hear of a whisper.
Dan sê ek wil U vra om asseblief vir 'n oomblik saam met ons te staan. Dan sê hierdie eerste lied wat ons gaan saam sing is so oud hy's nuut. Alright. Okay, wil jy gesien almal hande? Okay, vir ons besoekers wat nie in ons gemeente is nie, jy gebruik dit om te klap. Okay. Alright. Goed, ek wil vra, klap lekker saam met ons. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's sing yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Sê, kom ons gee die Here lof offer. Dan sê Here, dankie dat ons vanaand al ons skaamte, al ons seer, enige vorm van siekte, enige vorm van krankheid wat ons mag beleef, dat ons dit vanaand voor U kan sit, Here, waar ons dit voor U voete kan sit. En dankie kan sê vir die werk wat U reeds gedoen het. En Here, vanaand is dit ons verklaring dat ons U hart vanaand eers wil soek voordat ons U hand in werking sien.
So die volgende paar oomblikke, Here, wil ons werklik ons harte rig tot U. Mag ons harte postuur inneem van nederigheid en soek na U voor U vanaand, Here. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, have your way in me. Holy Spirit, have your way in me. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood
is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood, who proved to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, O Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood, who proved to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above
Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Jesus. Hallelujah. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Loof en prys jou Here net daar waar jy staan. Vertrou net vanaand dat Jesus gaan doen wat hy met jou wil doen. En dat hy gaan doen wat hy in Appington wil doen. En wat sy belofte is vir ons. Here, ons kom vanaand en ons dank jou net vir die geleentheid vir die laaste 3 dienste. Dankie vir elke persoon wat genees is, elke persoon wat vrygemaak is, elke persoon wat tot redding gekom het. En dankie Here vir die doping van die Heilige Gees soos ons dit gisteraand gesien het, tot op die jong mense. Vader, vanaand, die wat hier is met 'n expectation, will you meet them please Jesus? Will you meet them tonight, Lord? Here, ek vra dat nie een persoon hier sal uitloop sonder sy ontmoeting vanaand nie. In Jesus naam bid ons. Amen en amen. Gee net vir jou buurman daar high five, sê Bierie welkom. Voordat jy sit, gee jou Bierie high five, sê Bierie welkom. Geniet die diens. Groet iemand daar om jou wat jy nog nie gegroet het nie. Halleluja. En dan kom ons skree net gou. Okay, kom ons staan gou. Kom ons staan net gou. Hankie, nog nie gesê jy moet sit nie. Prys die Here. Halleluja. Ons gaan op 3. Ons gaan op 3 vanaand, want ek het nou gesien, dit is nou al die 4de diens hierdie jaar wat ek hier is. Dankie pastoor, dankie aan al die leiers, dankie vir die worship vanaand, was great Josh, dankie. En dankie vir almal wat ons hier verwelkom het. Maar ek dink ons is nou al by die plek, wat julle gaan sien ook vanaand, wat Jesus op my hart gedruk het om met julle te kom deel, is ons op die plek, om die duiwel nou 'n bietjie pak te gee, nee. Om die duiwel pak te gee in Jesus naam. So, ek wil hê, net voordat ons sit, op 3, gaan jy die hardste, halleluja, skree. Onthou nou, hier's 'n evangelis vanaand hier voor. So ons hou van skree en loud. Pastoor sal sy ore toemaak, moenie worry nie. Okay, ons gaan die hardste halleluja skree op 3, wat Appington nog ooit gehoor het. Nou wil ek net gou vir jou vra, net gou vinnig vir jou vra. Onthou nou, mense praat van etiket.
Alright. As die Springbokke of Appington se 113A span vir Katoo gewen het. Ek het julle ouers gesien. Dis vla en hande klap en op en af spring. So, wat ek jou wil sê is, as jy praat van etiket, as jou dorpspan wen, niemand hardloop rond en sê, waar's jou etiket, sit jou hande langs mekaar, praat bietjie sagter nie. Nou kom die kaptein van die hemel af, sy naam is Jesus Christus. En hy kom verwoes die werke van die duiwel hier op aarde. En ons mag nie 'n vlag waai of hande klap of 'n harde haleluja skree nie, nê. So kom ons gaan dit nou uitoefen. Is julle ready? Ek wil nou die paas hoor wat Saterdag daar langs die veld was. Freddy, jy moet nou nie jou inhou nie asseblief. Trek los. Op 3. Ek wil hê die duiwel moet weet, God is in Appington. Is julle ready? Is julle ready? Op 3. Is julle ready? Trek raai lekker diep asem. Sê net vir mamma daar langs jou, mamma. Ek gaan nou my etiket verloor vir Jesus. Is julle reg? 1, 2, 3. Wow, gee Jesus 'n hande klap. Dankie Here. Wow, dis amazing. Julle kan sit. Prys die Here. Wow. Woo. Ja nee, as ek die duiwel was, wou ek nie hier wou wees vanaand nie. Loof die Here. Dankie julle. Wat 'n voorreg om weer vanaand hier by julle te wees. Ek is so dankbaar vir die Here. Alles wat Jesus nou al gedoen het hierso. Ek wil net vir julle sê, ek is nie die geneesheer nie, ek ken die geneesheer, sy naam is Jesus. Ek kan nie sondes vergewe nie, maar Jesus het die prys betaal vir sondes om te vergewe. Ek is nie die doper in die Heilige Gees nie, Jesus is die doper in die Heilige Gees. Mag hy al die eer kry en al die lof kom hom toe. Halleluja. En ek glo ons is in vir 'n ding vanaand. Ek wou 'n paar getuienisse vat, maar kom ons gaan reguit in die woord in. Ek dink na gisteraand is daar 'n paar getuienis. Wie sou as ek nou vorentoe roep, maar gaan nie vanaand regtig, ek beloof jou nou regtig vanaand. Wie sou as ons kon na gisteraand 'n getuienis het, na gisteraand se diens, steek dit jou hand op. As jy 'n getuienis sou, ag een, regtig. Hou jou hande daar. Hou jou hande daar. As die Heilige Gees iets aan jou gedoen het gisteraand, okay, prys die Here. Dan gaan jou regtig nie roep nie, hoor. So julle kan julle op. Prys die Here. Ek is bly dat ons wie's gisteraand gedoop in die Heilige Gees en in vuur vir die eerste keer. Wow, ja. Ek kan sien julle is nou on fire vir Jesus. Kan jy glo op so ouderdom? Right. Prys Jesus. Vanaand is my hart, ek wil vanaand met julle kom praat oor God se hart en wat God kan doen in 'n gemeenskap. Ek verstaan dat julle is 'n gemeente en dat julle is 'n gemeenskap wat ek glo op die plek is om dit te sien. Jy sien, vanaand gaan ek nie net praat van ontvang nie, maar vanaand praat ek van gee. So een van die werke, ons is in Pinkster, een van die werke wat Jesus doen, is of wat die Heilige Gees in mense se lewens doen, is nadat jy hom ontvang het, en as jy hom vanaand nodig het, is dit wonderlik, as jy by daai plek is, waar hy eers nog met jou moet werk doen, wonderlik, maar daar's 'n plek waar God kom, en hy wil jou gebruik vir die gemeenskap, vir sy glorie. So nou vanaand gaan nie meer gaan oor ontvang nie, maar as jy moet ontvang, hy gaan dit daar ingooi. Maar vanaand se boodskap gaan oor om te gee aan die gemeenskap. En as ons hierdie kan snap, gaan ons begin kyk gou eerste, wat is God, die skepper van die hemel en aarde, wonderlike God, kyk gou wonderlik is hy. Ek lees vir julle in Jesaja 58 vers 6, dan sien jy wat sê God. God kom en hy sê, dis nou God wat deur die profeet praat, hy sê, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Ek weet nie of jy al ooit in 'n vas was nie. Vas is biblical. As jy partykeer in 'n vas, dit het al baie met my gebeur, dat ek so honger is vir God, en dat ek so die Here wil vertrou, om vir ander mense te doen wat hy vir my gedoen het. En dat hy my wou losgemaak het, en dat hy my vergewe het, en hy my lewe totaal en al verander het, volgens Titus 3 from verse 5, sê hy die Heilige Gees regenerate.
Die boere vra vir my, wat beteken regenerate? Ek het 'n antwoord vir hulle. Regenerate is net, jy vat daai ou generator, jy sit vir hom 'n nuwe engine in. Dis wat dit is, regenerate. Okay, en dan sê hy renew jou. Hy maak jou nuut. 2 Korintiërs 5 vers 17. Enige persoon wat in Christus is het 'n nuwe lewe, is 'n nuwe skepsel. Die oud is verby. Nou, as God dit vir een persoon, want hy sê, hy het nie favorites nie, alhoewel ek partykeer baie voel soos 'n favorite. Weet nie van jou ook nie. Maar as hy my kon verander, dan kan hy ander ook verander. En kyk wat doen God nou in hierdie skrif. So wat in 'n vas partykeer toe God my roep, ek het gedog ek gaan 'n afrigter word met rugby. Nadat ek rugby gespeel het, was my hart om 'n coach te word, maar toe kom God en hy sê nee, ek roep jou vir die evangelie. Maar met dit gee hy vir jou 'n hart vir siele. En met dit kom wys hy vir jou wat hy kan doen in mense se lewens. En dis wat so wonderlik is, maar nou met 'n vas, ek weet nie of jy dit al gehad het nie, jy's so honger vir die dinge van God en om meer van God te sien, dat jy partykeer nie eens wil eet nie. Ek onthou in een van ons openligte, toe was daar 'n vrou wat vir jare die village waar ons gepreek het in Zambia, Katima, Shangombo is die dorp se naam. Daar was 'n vrou wat hulle die mense in die stad het haar vasgeketting. Want as sy loskom, dan ruk hy demone binne in haar. Dan verwoes hy die hele village. Slaan die mense, gooi die huise op, breek vensters. Sy was vir jare vasgevang. En toe ons by 'n crusade kom en hulle sien toe die krag van die Heilige Gees, onmiddellik toe bel daai mense en oor die foon bid ons in die naam van Jesus. Here, maak hom gesond vanaand. Amen. In die naam van Jesus bid ons. Ons hoor niks aan die ander kant van die foon nie. Na 'n minuut of 2, ewe skielik, spring hy, hoor ons aan die ander kant van die foon. Sy's vry. Dit was die Woensdag. Hulle verkoop beeste om 'n taxi te vat om 8 ure te ry na waar ons die crusade hou. En hulle bring die Vrydag aan daai vrou met die merke op haar arms, totaal en al vry. 2 jaar later, toe gaan ons na Hatdorp toe vir 'n crusade en sy's nog steeds vry. Maar die ander dag is ek by nog 'n crusade. Hulle bring 'n vrou, die babietjie, die vrou kom kaalvoet gestap met 'n babietjie agter op haar rug. Die babietjie het, wat is daai spindel, fiba, waar die ruggraatjie oop, so die kind kan nie regop sit nie, het pyn heeldag. Dis 'n verskriklike, en die kind is nou al oor 1 jaar oud. Die kind kan nie regop sit nie, sukkel om te eet. En ek gaan na die sieke kant toe, want by ons crusade is daar so 'n sieke kant, waar al die siek mense sit, dan bid ons vir hulle. En ek stap op na die vrou toe, en die babietjie lê plat op die mamma se maag, en onthou, daar's nie hospitale nie, daar's nie klinieke nie. En die babietjie lê op die vrou se skoot. En ek loop verby en toe ek my hand so, ek dink dit was daai aand wat ek my hand so opsit, toe drup die mamma se trane op my hand. En die ma huil. En daai aand tel sy maar net weer die kind op haar skouers, en daar loop sy kaalvoet weer terug na haar village toe. En daai aand kom ek in die kamertjie waar ek slaap in Namibia, en my hart is stik, en ek sê vir die Here, hierdie mense het nie hospitale nie, hulle het nie klinieke nie, maar jy het beloof, jy is die geneesheer. Wat het hier gebeur vandag? Volgende oggend word ek wakker, ek is so dood van myself, dat ek voel, ek hoop net iemand kom klop aan die deur en sê, ek hoef nie vanaand te preek nie. God het vir hulle gesê, hulle moet preek. En die hele dag is ek af, en ek dink aan hierdie mamma. En ek kom by die crusade aan, niks lus om te preek nie. En ek loop agter die stage, nou is hierdie
honderde duisend mense hier voor jou. En ek stap agter die stage verby en daar's 'n vrou wat daar staan en bid. Terwyl ek verby haar loop, toef, hier val sy plat op die grond. Na 20 minute staan sy op en sy sê sy's totaal en al genees. En toe die crusade begin, dan gewoonlik wat ons doen by die tweede aand is ons roep eers al die getuienisse op van die mense. En ons crusade organiser spring op die stage en hy sê, is daar enigiemand hierso wat 'n getuienis het? Hier kom hierdie vrou, want onthou nou, daai dag het ek omtrent niks geëet in my kamer nie. Want ek was so honger vir God se beloftes, vir sy mense. Ek het hierdie passie, compassion op hierdie mense. Hulle het nie hospitale nie, hulle het nie klinieke doen, waartoe sal hulle gaan? En die hele dag eet ek nie, want ek honger vir meer van God se. En die getuienisse toe Johan sê, is daar enige getuienisse hierso? Julle, kom daar 'n kaalvoet vrou, gehardloop met 'n babietjie op haar sy en die koppie sit so regop. En sy kom op die stage gehardloop en sy sê, vanoggend toe sy wakker word, toe sit haar kind regop vir die eerste keer. En 'n ou wat bietjie die medies verstaan wat saam met ons was, een van die evangeliste, hardloop sy duim so by die ruggraatjie af. Toe is daai ruggraat toegegroei. Partykeer as jy vas, is jy honger. Want jy raak honger vir die dinge van God, maar nou kom God en hy sê, hier's die vas wat ek roep. God sê hierso, in Jesaja 58, dis wat hom maak nie honger is nie. Wat hom laat stop eet. Julle vra vir my, het God ook gevas? Wat het Jesus vir 40 dae en 40 nagte gedoen? Hoor wat sê hy hierso in vers 6, is dit nie die vas wat ek verkies nie, hoor nou wat die God wat ons dien, hoor wat sê hy sê, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. God is honger, as ek dit so kan stel. Asseblief ouer gare, moet my nou net 'n pak slaag gee vir my teologiese uitsprake vanaand nie. Is dit 'n deal? Ek probeer 'n punt maak dat God is honger om die bande van goddeloosheid af te breek van mense af. Wow, wat 'n God. Hoor gou wat sê hy verder. Hy sê, bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stikkend breek. Hy sê elke juk. Hy sê nie een of twee hier of daar, elke juk stikkend breek. Dan sê hy daarna vers 7, is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het nie? Ek lees iets hier by God. Ons het dit andersom. Nou die dag in een van die Suid-Afrikaanse dorpe waar ons 'n ooplig het, nou moet jy eers al die leiers van die dorp ontmoet en jy moet hulle toestemming kry en daar's 'n counselor, Madam Counselor, wat ek nou voor moet kom vra, kan ek 'n crusade kom hou? Ek moet nou vir haar sê, en ek verduidelik vir haar, Madam Counselor, ons kom verniet, dit gaan jou dorp niks kos nie. Ons het 'n span van so 10 mense wat inkom. Ons gaan elke dag kos koop in jou dorp. Ons gaan in die gastehuis bly van jou dorp. Ons gaan dit verniet doen. Ons gaan posters opsit. Ons gaan dit vir die mense uitdeel. Ons wil graag kom. Hoor wat sê sy vir my? No, thank you very much, evangelist. Sy sê, here, we love Jesus. Ek sê vir haar, nee, maar ek is bly, Madam Counselor. Sy sê vir my, maar ek wil jou tog iets vra. Sy sê, ons kindertjies, gaan jy darm vir hulle bietjie skoene koop en klere en onthou nou ek sê jong evangelis, nee. Ek hou een oopelig 'n maand wat omtrent 80 tot 90 000 rand kos. En ek moet salarisse betaal.
En die Here tot vandag toe ons nog nie gelos nie. Prys sy naam. Maar nou wil die vrou hê, ek moet nou nog skoene ook vir die kinders bring. Ek sê vir Madam Counselor, if I had the money I would do it, maar kom ek verduidelik gou vir jou iets. Nadat ek hierdie skrif gelees het, toe ek nou 'n bietjie warm. En nie 'n rassistiese warm nie, maar 'n Madam Counselor warm. Ek sê vir hom, Madam Counselor, I'm coming to your town. Want daai pa wat in die tavern sit en drink en vrouens swanger maak. Hy sit en geniet homself daar want hy weet die kerk gaan vir daai kinders kom skoene gee en brood gee en voer en hom deur die skool sit. Ek sê, but me. Ek kom vir daai pa. Laat die bande van goddeloosheid, alkohol en dwelms en seksuele sonde van hom afgebreek word. Sodat hy 'n werk kan gaan kry en agter sy eie kinders kyk. Ek sê en dan, want God se hart is om eers die bande van goddeloosheid af te breek. Sê vir my of ek verkeerd is vanaand, Appington. Ek ry nou die dag by 'n robot, my seentjie van 5 jaar oud sê vir my pappa. En hy man staan daar met sy bord. En hy smeek en ek verstaan dat daar's mense wat alles verloor het. Ek verstaan daar is mense wat sukkel, ek verstaan daar's armoede. Moet my nie verkeerd verstaan nie, die Here het gesê voer die mense. Maar daai man, dit vat 'n grootte om 'n kleintjie te sien. Ek kon sien 8:00 die oggend daai man toe met sy bord staan. Toe staan hy met 'n dak babbelaas. Onthou dit vat nou groot om 'n kleintjie te sien. En my seentjie sê vir my pappa, gee vir die oom geld. En dit tref my. Ek besef toe wat hierdie oom nodig het, is nie nou geld nie. Wat hierdie ou by daai robot nodig het, is laat die goddeloosheid, die bande, die captivity van verslawing moet eers van hom afgehaal word. Want anderste help ek hom tot in die hel in. Is dit vir julle vreemd? Is ek verkeerd? Want partykeer kom ons as Christene en ons voel okay, want ons voel goed, ons gee ons R20 vir die ou by die robot. Die vraag is, wat gaan hy met daai R20 doen? Ek weet daar's mense wat nie verslawing het nie. Ek weet daar's mense wat hulle werke verloor het wat opreg is. Die Bybel sê, ons moet daai broers en susters help. Maar wat help dit? Ek gee 'n oue R50, maar daar's nie 'n salwing op my lewe waar daai man eers kyk vir Jesus in Lukas 4. Here, ek hoop die mense kyk my so omdat hulle vasgevang is. Ek het daarom nou vinnig 'n bakkie so, as julle my nou hier wil met klippe gooi, as ek vinnig uit papie. Maar luister mooi wat sê die Bybel. Hoor gou mooi wat sê die Bybel. Hoor gou hierso. In Lukas 4 het Petrus se skoonma, daar's ons alweer by skoonma. Petrus se skoonma, die Bybel sal vir jou wys in Lukas 4 en Lukas 5. Die Bybel sal jou wys, sy was die kok van die huis. Sy het kos gemaak. Die Bybel sê, en daai dag het sy 'n koors gehad. Toe kom Jesus in die huis in. Het Jesus daai middag ingestap en gesê, ag shame tannie, moenie worry nie man, ek voer 5000 met 2 visse en 5 brode. Ek het hierdie ene, lê jy, gaan deur jou koors. Nee, wat doen hy? Hy stap op na skoonmamma toe van Petrus. Hy lê sy hand op haar en hy rebuke die koors. Hy sê, gaan weg, en onmiddellik staan sy op en sy begin weer te kook. So Jesus het nie die keer vir haar gesê, kom ek help jou om kos te maak nie. Die keer stop hy die werk van die duiwel in haar lewe, sodat sy haar roeping kan vervul. O, yes. Kyk vir Petrus. Kyk, is julle met my? Sê net vir my amen, of waai net vir my as jy hier is. Jy sê, julle is nie hier nie. Ek het gesê, waai vir my, vir wie kyk jy hier so, jy moet kom vir bevryding hierna. Luister, so kyk wat gebeur. Kyk wat gebeur hierso. Kyk mooi wat gebeur hierso. Die Bybel sê, in Handelinge 3, is daar 'n ou wat
wat krippelgebore is. Hy's krippelgebore. Hy sit al vir 40 jaar by die tempel en wat doen hy? Hy bedel. Petrus stap verby hom en Petrus sê vir hom, goud en silwer het ek nie, maar wat ek vir jou het, wat doen die Heilige Gees daar? Heilige Gees genees daai ou se bene sodat hy sy besigheid kan begin en sy familie voer. Ek bid vanaand dat as jy hier is in die Gees en jy's gekrippel, in die naam van Jesus mag die krag en die salwing van die Heilige Gees oor jou val, om jou te herstel vir wat God jou voorgeroep het, om goed klaar te maak. Moenie worry oor hoe jy begin het nie. Vanaand gaan jy uitstap en jy gaan goed klaar maak tot Jesus terugkom. In Jesus naam. In Jesus naam. Hoor net wat sê die Here nou, is julle met my? Hoor net wat sê die Here nou. Hy sê daar in Jesaja 58, hy sê, my vas is om alle jukke, nie bietjie nie, elke juk wat die duiwel op ons gesit het, hy sê om dit te breek, en dit te verwoes. Hy sê, en dan gaan ons die armes voer. Het julle gesien, in Johannes 6, hierdie ruk my, want dit voel vir my, die duiwel het van my gesteel, het my blind gemaak, maar die woord van God het my oë laat oopgaan. Het julle gesien, in Johannes 6, het Jesus 5000 mense gevoer, met 2 visse en 5 brode. 2 visse en 5 brode. Wat het hy gedoen? Die volgende dag, kom al 5000 weer na hom toe gehardloop. Dog, hier kom 'n herlewing. Die 5000 mense volg hom weer. 5000 kerk, congregation, 1 wonderwerk. 1 wonderwerk, 5000. Jesus draai om en hy sê vir hulle, ek ken julle harte. Julle volg my net omdat ek julle maake vol gemaak het. Nie omdat ek die brood van die lewe is nie. Daar's mense wat kom en hulle misbruik die Christene om hulle maake vol te kry. Maar die Here kan dit gebruik. Die Here kan gebruik dat as daai persoon kom vir sy sopkombuis wat die kerk Saterdag hou, moet daar manne en vroue wees, dis waar ek wil praat vanaand, wat vol van die Heilige Gees is. Dat voor hy ou sy sop kry, moet die duiwel uit hom uiteers. En moet hy vrygemaak word en moet die bande van goddeloosheid van hom afgehaal word. Kan iemand 'n amen skree op dit? Verstaan? Hoor julle wat ek nou sê? Want dit gaan jou minder geld kos vir sop ook in jou dorp. Dink daaroor. As hierdie verslawings, en in my hart gaan uit vir hulle. Maar as hierdie mense met hulle verslawings, ek gaan vertel julle hierdie storie, want dis wat God aan my wakker gemaak en dan gee ek vir julle die skrifte, okay? Dan bid ons vanaand. Want onthou die Bybel praat van in Handelinge 2 en hulle was almal gevul met die Heilige Gees. Maar in Handelinge 7 toe daar 'n probleem was tussen die gemeente en die mense, toe sê God, kies mense wat nie gevul is met die Heilige Gees nie. Kies mense wat vol. So waarna is God op soek om die probleme op te los in dorpe? Mense wat vol is van die Heilige Gees. Geen wonder die duiwel gebruik, ek gaan dit sê. Dan gaan seker nooit weer teruggenoem word nie, maar dis okay. Geen wonder die duiwel gebruik sekere denominasies. Hy gebruik hulle om te sê daar is nie meer ding soos die Heilige Gees hier nie. Hoekom? Want die duiwel weet, dis die krag van die Heilige Gees wat die krag het om die bande van goddeloosheid. Wat is goddeloosheid? Sonde. Verslawings. En toe ek hierdie lees, toe begin God dit in my wakker maak, julle moet vir my bly bid. Julle moet vir my net asseblief een gebed bid as ek hier ry, asseblief, voor julle my met klippe gooi. Doen net vir my een ding asseblief. Bid net vir my dat ek nie net sal vol wees nie, maar dat ek sal oorloop van die Heilige Gees. Hoekom? Want weet julle, soos nou die dag wat my gebeur het, ek besef vol van die Heilige Gees, dan begin goeters gebeur. Soos nou die dag, kom daar 'n jong man
na die crusade toe, hy bring sy ma. Want sy ma het gehoor, sy ma's vol pyne en skete, en sy lees die bord, ons moes vir haar oë ook bid, want sy sê op die bord staan daar free healing. Toe sê ons, nee, free entry. Healing is paid for by Jesus. Kom, ons gaan vir jou bid. Want genesing is nie verniet nie. Dit het Jesus 'n groot prys betaal, gekos. So as jy vanaand genesing nodig het, in die naam van Jesus, vertrou ek jy gaan dit kry vanaand. Ek sê jy gaan dit kry vanaand in Jesus naam. En hy ou kom en hy sê, nou sê sy ma vir hom, jy moet my vat, hy is 'n ateïs. Hierdie ou getuig, hy sê, hy was 'n ateïs. Hy sê nie geglo in 'n God nie, maar sy ma sê vir hom, jy moet my dra na die crusade toe, na die sportgronde toe, want ek wil daar, hulle sê, ek kan daar genesing kry. Hy sê, hy sit in sy stoel, in sy stoel, langs sy ma, om nou te wag, dat hy kan sien, sy ma gaan nie genees word nie, dat sy ook nou kan besef, daar is nie 'n God nie. Hy sê, terwyl ek op die stages, besig om te bedien, hy sê, ewe skielik toe, val daar iets op hom, in sy stoel. Toe hy die eerste keer sê, toe val iets op my, toe sê ek vir hom, nee, let me correct you. Toe val daar iemand op jou. Hy sê, hy kan nie deny dat Jesus die seun van God is nie. Hy's nou 'n Christen. Van 'n ateïs na 'n Christen. Wat is die volgende wat gebeur? In Heilbron, die derde aand van die crusade, kom die pastoor na die crusade na my toe. Hy sê vir my, jy's 'n regte evangelis. Ek sê vir hom, hoekom? En dit is lekker as hulle dit vir my sê, as die pastor sê, jy's 'n reël, gaan ek so stop en I like it. Jy weet, daai tipe. Ek gaan sê, hoekom Maruti, wat fout? Nou staan daar seker 2 manne daarso. Jy weet, ons alle nasies in Suid-Afrika, God sê alle nasies, maar die ouens, se vel is bruin, maar hulle spierwit. Hulle staan daar een kant bewe so. Pastoor sê, kom hierso. Hier kom die 2 manne so aangebewe gehardloop. Hy sê vir my, Evangie, hierdie 2 manne, hulle is die moeilikheidmakers in die dorp. Hy sê, hulle was in en uit in die tronkie by Heilbron. Hulle breek in die huise in. Nou staan die 2 manne daar. Bewe. Ek sê, hey, wat maak julle? Hulle sê, nee man, pastoor, sorry man. Hulle sê, wat hier gebeur het is, ons is verslaaf aan dwelms. So ons moet inbreek om geld te maak. Ek sê, nou wat het met julle gebeur? Hy sê, nee, jy verstaan nie. Hy sê, vanaand is nou net daar in 'n huis ingebreek. Ek sê, ja. Hy sê, toe hardloop ons oor die sportveld waar julle die crusade hou. Hy sê, op pad na die drug house toe om ons dwelms te gaan koop. Hy sê, op pad so in toe in die middel van die veld, vries ons al 2, asof iets ons vastrek en ons vashou, ons kan nie beweeg nie. Die een vra vir die ander ene, voel jy dit? Hy sê, dis soos 'n vors wat hulle vashou. Hy sê, hulle al 2 hoor 'n stem, soos wat in Johannes, die boek van Johannes gebeur het, toe God met Jesus praat, toe hoor die mense 'n donderslag. Hy sê, dit klink soos 'n donderslag, wat vir ons sê, hey, draai om en gaan luister wat daai man te sê het. Dis nou God. Wat sê ek, draai om gaan luister wat ek te sê het. Ek is wow. Ek sê, stop but I like it. Hy gaan, daai 2 manne kom so toe, in daai oomblik is ek besig om te getuig, hoe God dwelms, mense kan vrymaak van dwelms, verslawings en al daai goeders. Daai 2 manne kry 'n ontmoeting, 20 minute, wat dit vat, vir demone om so uit hulle uit te kom onder die tent. Daai aand kom die demone uit hulle uit. Die volgende aand, is 'n doopaand. Daai 2 manne staan voor in die ry. Daai een man staan met sy hemp en sy Nike tekkies daar. Wonder waar hy dit gekry. Sy Nike tekkies. Hy staan daar reg om in die water. Ek sê vir hom, hey my broer, relax. Jy trek uit jou hemp, jy's 'n man. Haal uit jou skoene, jy hoef dit nie nat te maak nie. Hy sê vir my, pastor, hierdie tekkies, hulle vat my by die drug house. Hierdie tekkies, hulle kom saam met my na die water toe. Tot en met vandag is hulle vry. Weet julle wat is die beste van alles? Het gebeur in ons land. Die bande van goddeloosheid is besig om te breek in ons land. Come on! Want hy kan dit doen. Hy's God.
Dit is wat God na smag. My punt wat ek vanaand vir julle kom sê, jo, kyk, dit is al seer van hierdie trappe. Luister hierso. Die punt wat ek wil geniet julle. Die punt wat dit gebeur met my as die gees van die Here op my is. Julle verstaan nie hoe erg hou ek my hemelse taal hier in nie. Want hy's hier. Het julle gesien, die wat in die gees kan sien, kan jy die wolk sien hierso. Die punt wat Jesus wil hê, ek moet maak aan julle vanaand is, hy vergewe nie net sondes nie. Hy het die krag om die goddeloosheid in iemand se lewe te breek en weg te vat. Hy het die krag om die juk van verslawings, depressie en alles, hy het die krag, want dit is die salwing van die Heilige Gees wat dit doen. En weet julle hoekom sê die Bybel Jesus moet jou doop met die Heilige Gees en vuur? Want daai juk, as hy gebreek is, moet hy verbrand word. Hy moet verbrand word. Een van my vriende is nou al 7 jaar, 11 uur in die oggend lê uitgepaas op die grond. Van drank. Al die diplomas en grade wat jy kan kry. Een van die top forensic chartered accountants. Hy werk by 'n besigheid. Dit alles, maar hy kon nie 'n job hou nie, want 11 uur lê hy uitgepaas met drank. Sy vrou wil ons kyk, Here gee my 'n droom. En praat met 'n ander vriend van my, sê ons moet hom gaan sien. Hy praat met hom oor Jesus, hy sê man, ek het al hierdie goed gehoor. Ek sê maar Jel gehoor oor die Heilige Gees. Hy sê hy's nog steeds hier. Hy gaan sê nee. Hy sê maar kom môre dan bid jy vir my. Ons staan daar in sy office. 2-3 minute later, hy man begin so te ruk. Hy sê vir my, wat gaan aan met my? Sy naam was Vis. Want hy het gedrink soos 'n vis. Hy gaan so, wat gaan aan met my? Ek sê vir hom, vissa, hou vas. Die Here is hier, hy's hier. Hy sê nee, wat gaan jy met my? In Jesus name. Hy lê op die grond. Uit is hy. Ek het hom nog eers kans gegee. Hy begin die Here so dankie te sê. Die vrou wat hom wou los as gevolg van die drank en dis reg of nie. Sy spring op hom en hulle reconcile. Ek skree vir die bediende, mamma, tap in die metsie en bad nou. Tap die water in, gryp hulle op hulle hare, doop altyd van hulle in die naam van Jesus. Dis nou al 7 jaar. My vriend het nog nie weer aan drank geval. Laat ek jou ander ding vertel. Nou bel ek hom nou die dag. Vis. Ek sê vir die Here, kan hom seker nie vis noem nie, kan ek? Die Here, hoor wat sê die Here vir my? Die Here, hy sê vir my, noem hom vis. Ek sê, Here, maar hy sê, nee. Hy's 'n getuie. Dat ek iemand kan vat wat drink soos 'n vis, en ek draai hom in 'n visser van mense. Want vis, God het vir vis begin visies in sy hart gee om sy eie besigheid te begin. Hy support ons elke maand om die gospel daar verniet vir die mense te gee. Jy sien, jy kry goers en jy kry senders. Vanaand bid ek dat die salwing op jou gaan wees, sender. Vanaand bid ek vir jou dat jy vanaand die salwing van die goer op jou sal wees. Want as die salwing, die teenwoordigheid van die Heilige Gees in 'n plek is, dan stop hy daai draak ouens op pad na die draakjaus toe. Op die gronde, want sy teenwoordigheid is daar. Sy teenwoordigheid is hier vanaand. Ek maak klaar gou. Hoekom? Julle is nie reg hier hoor. Ek wil amper nie eers middagete met julle pastor gaan eet vanmôre, want ek kan nie wag om te hoor hoe lank was die diens nou. Gelukkig hoef net een keer met jou langs te gaan eet. Hoor gou hier, ek wil julle vat na die volgende level toe. Die vlak van fondasie. Watch wat doen God so paar 100 jaar voordat Jesus kom sê hy, ek vas. Jesaja 58:6. Ek vas, laat die bande van goddeloosheid loskom, laat ek die gevangenes, die juk kan afbreek nie. Hoe doen hy dit? Hy stuur sy seun Jesus. En hy sit die Heilige Gees op Jesus. Watch gou hoe wys hy dit. In Lukas 7 vanaf vers, ek dink is hier vanaf so vers 36. Die Bybel sê daar's 'n vrou. Hierdie is een van my favorite stories. Maria Magdalena. Die Bybel sê,
Hierdie vrou was 'n groot sondaar. Nou jy weet as die Bybel sê 'n groot sondaar, dan moet jy weet sy het nie gespeel nie, papi. Sy het nie chappies gekoop of gesteel nie. Maar die Bybel sê hierdie vrou het haar liggaam verkoop aan mans. Ja. En die Bybel sê Jesus is besig om te eet saam met een van sy vriende. En ewe skielik kom hierdie vrou en sy val voor Jesus se voete. Onthou nou, sy's possessed, want die Bybel sê Jesus het 7 bose geeste uit haar uitgedryf. Was die salwing. 7 bose geeste uit haar uitgedryf. Maar die Bybel sê hier val sy voor Jesus se voete neer. Ek wys jou gou die vinnigste hoe jy gesalf kan word. Sy val by Jesus se voete neer. Die Bybel sê haar trane begin op Jesus se voete te drup. Sy vat haar hare. Die Bybel sê in Prediker, 'n vrou se hare, a woman's hair is a beauty. Vra my, ek weet. In die oggend as Roa daar staan en sy blaas haar hare so en so deur die wyf gaan ek sê, Here, I'm a blessed man. Maar die lang hare is 'n vrou se beauty. Sy vat haar hare, sy kom vee Jesus se voet af. En sy vat daai parfuum wat die mans lok. Dit wat die mans lok, haar hare en haar parfuum. Ek weet hoe duur is parfuum. Ek hoor elke jaar, liefie, is tyd vir verjaarsdag en my botteltjie is leeg. Is ook nou nie 'n CA nie. En sy vat daai parfuum en sy breek dit by die voete van Jesus. Sy salf sy voete. En die vriend aan die ander kant sê vir homself, as Jesus net geweet het wie die vrou is. Sorry man, pastor. As Jesus net weet, gaan in elk geval aangaan, pastor. Ek is nie Sondag hier nie. As Jesus net weet wie hierdie vrou is. Nou my vraag is, hoe weet hy wie's daai vrou? Maar die Bybel sê, sy vry voete. Die Bybel sê ewe skielik staan Jesus op en hy sê vir sy vriend kort en kragtig. Hy sê want ek moet dit nou ophou. Wat hy eintlik probeer sê is, hy het nie gekom vir die wat dink hulle is goed genoeg nie, Appington. Hy het gekom vir die wat besef hulle het hom nodig. Vir die sondaar wat gered en vergewe moet word. En die Bybel sê, hy sê vir haar, woman, your sins are many. Hy sê, but your faith has healed you. Go, you are forgiven. Maar dan sê hy die sinnetjie wat die Suid-Afrikaner nie altyd sê nie, daar's mos 'n komma. Ons kom nie by die komma uit nie. Go and sin no more. Ja, wow. Ja, maar ons is mos maar almal maar net mense. En tot daar 'n bo-natuurlike ontmoeting met die Heilige Gees, dis hoekom dit bo-natuurlik is, want jy's 'n natuurlike mens, ek is maar net 'n mens, tot die Heilige Gees op jou val, dan kan Jesus vir jou die opdrag gee, gaan en moenie meer sondig nie. Want hy gee die krag om dit te doen. Lang storie kort, nou verstaan ek. Want ek vra myself, Here, is julle met my? Hoekom die voete? Hoekom nie die skouers nie? Hoekom nie jou hande nie? Hoekom gooi sy haarself by die voete? Want sy het geweet, dis die 2 voete wat God gekies het om haar sondes te dra. Dis die 2 voete wat God gekies het om haar sondes op die kruis te hef. En dis daai 2 voete wat die spykers ingekry het en begin bloei het. Want die Bybel sê, 1 Johannes 1 vers 7 sê die Bybel,
Die bloed van Jesus was ons skoon van nie 'n bietjie nie van sommiges nie, van alle sondes. Jy sien, ons mense in Suid-Afrika, en dis ons mense, ons is almal, of jy nou wit of swart of pink of pers is, het jy al vir pers mense gesien, kom bietjie saam met India toe, maar as almal, alle nasies een bloed, maar in ons nasie is daar verskillende kulture. Dis hoekom God sê in Sagaria 1 vers 2, ek was kwaad vir julle vaders, maar as julle nader tot my, hoekom kwaad vir die vaders? Want hulle het goed gedoen, wat God gesê het julle nie moet doen nie. So weet julle wat is ons nasie mee besig, meeste van ons mense, hulle is besig met voorvaderaanbidding. En weet jy wat soek die voorvaders, is nie hulle voorvaders nie, dis demone wat in die vorm kom van die voorvader. Dan praat hy met hulle. As jy in die gees kan sien, sê jy het agterkom. Maar nou sê hulle moet sacrifice, bokke, skape, beeste. In ons land word ons mense gejok voor. As jy R7,000 het, kan jy 'n bees slag. As jy R3,000 het 'n skaap, as jy nie geld het nie, R250 vir 'n hoendertjie, hulle kap die kop af, hulle sit die bloed op jou. Dis wat hulle doen, gaan na toordokters toe. En ek is outspoken, want onthou, ek preek daar by ons mense. Ek sê jou wat gaan aan, en ek sê hulle reguit. Want onthou, ek vra hulle nie geld om te kom nie. Ek bied vir hulle aan die goeie nuus, verniet. Dan sê ek vir hulle, want hulle verstaan, mense verstaan, die bloed praat. As jy nie lekker voel nie, jy gaan hospitaal toe, wat doen hulle? Wat doen hulle? Het julle hospitaal in Appington? Wat doen hulle? Hulle trek jou bloed, want jou bloed sal vir jou sê of dit griep of bronchitis of wat is. Slow puncher, ek weet nie. Maar die bloed praat. Het julle gesien met Kaan en Abel? Toe Kaan vir Abel doodmaak, toe kom God aan toe sê, waar is jou broer? Toe sê ek sy keeper, toe sê nee, maar sy bloed roep uit na my toe. So in die geestelike realm praat die bloed meer as jou woorde. En die duiwel hoor die bloed. So nou sê ek vir ons mense, wanneer ek by die crusades, dan sê ek vir hulle, die duiwel het vir julle gejok. Want jy vat daai koei se bloed, jy sit dit op jou en jy dink jy's protected, en die duiwel lag vir jou, want terwyl jy loop en jy dink jy's nou beskerm, hoor die duiwel net moe, 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 en jy loop. En nou vat hulle die skaap, sit die skaapbloed op, loop, meh, meh, en jy wat $250 betaal, pak, 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 pak. As jy dan mense, ja, pastoor, nou praat jy die waar, sê ja, die duiwel, gaan wonder die tokkelossie kan nie uit jou huis uit nie, want die tokkelossie lag vir jou moe bloed. Maar die dag toe Jesus op hy kruis opgesit word, hulle slaan hy spykers, toe dink die duiwel, nou het ons ook nog die seun van God, en ewe skielik, hoor hy, koep, en die bloed van Jesus begin op die grond neerval. En die bloed van Jesus skree, forgiven, protected, delivered, healed. Die bloed van Jesus wat praat. The blood of Jesus speaks greater things than goats and cows. Die bloed van Jesus. En as jy dit apply, dan was dit alle sonde skoon. Dit was die slegste dag vir die duiwel in die wêreld, toe daai voete die spykers in kry, en die bloed van Jesus begin te vloei, want toe begin hy uitroep, vergewe hulle, was hulle skoon, the blood of Jesus. By die crusades in Suid-Afrika, die meeste aantal mense wat vorentoe hardloop, in 'n average, is die aand as ons praat oor die bloed van Jesus. Hoekom praat ek vanaand oor die bloed van Jesus? Want die Bybel sê hierso, ek is eintlik amper klaar, prys die Here. Die Bybel sê hierso in hierdie woord, sê die Bybel in die Nuwe Testament, nadat Jesus opgevaar het, ons is by Pinkster, en Pinkster het gebeur, en die Heilige Gees is uitgestort. Hoor wat sê hy?
hier in Handelinge 6. Die Bybel sê in Handelinge 6, party ouens is dit in die Ou Testament, maar 'n ander oom sê ons my nou dag boetjie al hierdie Heilige Gees goed is in die Ou Testament. Sê vir oom met alle respek jy Bybel omdraai. Hoor hierso. Hierdie is Handelinge, Nuwe Testament, uitstorting van die Heilige Gees. Ons leef nou nog in die boek van Handelinge. Is die belofte van die Heilige Gees deur Jesus Christus. Hoor wat sê die Bybel hierso. Die Bybel sê vanaf vers 1 en hoofstuk 6. En in die dae toe die disippels vermeerder het. Die apostels het nie vermeerder nie. Disippels, daar beteken disippels beteken gelowige. Dis jy. Nou sê hy vir my, het daar 'n murmurering, hierdie Afrikaans, ou vertaling. Hoekom wil julle ek moet uit die 33 uitlees man? Murmurering ontstaan van die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs, soos die Afrikaner in die Sotho, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien het. Hier sit alweer kos. Is ek reg? Hoor wat vers 2. En die 12 het die menigte van die disippels byeengeroep en gesê, dit is nie reg dat ons hierdie woord van God nalat om die tafels te bedien nie. Hoor wat sê hulle? Kyk dan uit broeders, na 7 uit julle. Van Handelinge 2 tot hierso, was daar omtrent so oor die 8000 nuwe gelowiges. So hulle praat met 8000. Hulle sê, soek julle, tussen julle, 7. Om hierdie probleem op te los. Hoor wat sê hulle? Kry vir professor so en so. Kry daai man met sy graad. En moenie dink ek sê graad is verkeerd nie. Dis nie wat ek probeer sê nie. Toe hierdie probleem tussen die gelowiges moes oplos, hy kry 7. Hoor wat is die kwalifikasie van God af? Hy sê, kry getuienis. Hoor wat sê hy? Julle van goeie getuienis, nommer 1. Goeie getuienis, nommer 2. Vol van die Heilige Gees en wysheid. Om hierdie probleem op te los. Weet julle waarna soek God? Om probleme in 'n gemeenskap uit te sort. Mense met 'n goeie getuienis. Nou luister vir my vanaand. Jy kan dalk hier sit en sê, maar my verlede is sleg. Amen. Ons almal het kort geval. Ons almal, maar kan die mense in jou dorp getuig dat jy verander het? Dis die goeie getuienis. Hulle sien hom nie meer in die kroeg nie. Hulle sien hom nie meer in die vroue dansklubs nie. Ek het 'n jong man wat vir 7 jaar al vir my werk, JP, wat die klank doen. In graad 10. Toe sit hy, sy ma het by daai klubs gewerk. Hy het daar gebly. Hy was op dwelms, hy was op alkohol. Ek hoop ek kan nou eendag aan julle voorstel. Hy was in graad 10, toe sit hy, toe gaan praat ek by sy skool. En terwyl ek praat, toe's daar 'n toordokter, 'n dame in graad 10 wat opgelei word as 'n toordokter. Terwyl ek praat, toe manifesteer daai toordokter. Kom die demone uit daai. Almal was bang vir haar. Toe maak ek mos nou natuurlik 'n somersault van die stage af. En ek sê vir hulle, julle is almal bang vir haar nou, what now? Toe sien JP dit. Kom my kerk toe na skoolkamp toe. Hy ontvang Heilige Gees, praat in taal. Hy kom na my en sê vir my pastor, hy berei so. Hy sê my, kan ek asseblief na skool net vir 'n jaar saam jou op jou openlig te gaan? Ek sal enigiets vir jou doen, ek sal die stoele pak. Ek sê toe ja, want ek het nie gedink hy gaan matriek kry nie. Toe kom hy terug met sy matriek. Toe sê ek, kom. Dis nou al 7 jaar wat hy vir my werk. Hy's 'n pilaar in die span. Hy's 'n pilaar in die span. Die Bybel sê soek manne met wat? 'n goeie getuienis. Hy het nie daar gesê 'n goeie man nie. Want goeie mense gaan nie hemel toe nie.
geredde mense gaan. Mense wat in Jesus glo. My pa het my die beste tokse gekoop op skool. Die beste klere. Ek het Polo gedra. Ek het Adidas, Nike gedra. Maar ek het hom nooit op sy knieë gesien nie. Nooit. My nooit kerk toe vat, nooit my gepraat oor Jesus nie. Dis hoekom ek partykeer vandag nog opstaan om hierdie evangelie te gaan preek, want ek weet nie waar's my pa nie. Hy's 10 jaar terug oorlede. Ek kan nie vir jou sê of hy in die hemel is of nie. Maar ek kan jou sê voor my broer op 25 oorlede is. 3 maande voor hy oorlede is, toe kry hy 'n ontmoeting met Jesus. En hy het tot bekering gekom en hy het verander. En 3 maande daarna toe begrawe ek my broer. Dood het nie 'n ouderdom nie. Jesus se terugkoms het nie 'n tyd nie. En so toe vra ons, o ja, Kai, waartoe gaan jy? Is jy reg met Jesus? Het jy hom aangeroep? Het hy jou skoon gewas met daai bloed wat alle sonde, in Openbaring 1 vers 5 sê hy het ons so lief gehad dat hy ons skoon gewas het met sy bloed van alle sonde. What a God! Hy het gevas vir dit. Maar hy het nie net gevas om jou in die hemel te kry nie. Hy het gevas sodat terwyl jy nog hier op aarde is, jy los kan kom van die goddeloosheid. Jy los kan kom van die juk van die duiwel en dat jy die duiwel kan pak gee in sy seun se naam Jesus Christus. Hoor wat sê hy? Toe daar 'n probleem is tussen die Christene, toe sê God nie, "Wow, nou moet ons hulle gaan haal nie." Toe sê nee man, daar's nog baie mense wat tot bekering moet kom. Israel Taylor moet nog tot bekering kom. Hierdie ons kan nie nou teruggaan nie. Wat sê hy? Kies vir julle 7. Met 'n goeie getuienis. Iemand wat 'n getuienis het wat sê, "I once was lost, but now I'm found." Amazing grace. Sorry Joseph, kan nie soos jy sing nie. How sweet. I once was blind, but now I see. Dis die getuienis. En dan nommer 2, vol van die Heilige Gees. Die Bybel sê, toe kies hulle, die eerste ou waar ek op praat, Stefanus. Die Bybel sê, hy was nie 'n pastoor nie, hy was nie die profeet nie, hy was nie die evangelis nie, hy was net 'n diaken in die kerk. Maar tussen 8000 mense, want hoor wat sê God vir hulle, julle kies hulle. My challenge, wat God by my opgesit het, en julle moet bid vir my, as daar 'n probleem moet uitbreek in my gemeenskap, en hulle moet 7 kies, wat 'n goeie getuienis het en vol is van die Heilige Gees. Ek wonder of hulle my sal kies. Dis my challenge hier op aarde. Dis hoe ek leef hier op aarde. Is as toordokter, soos 'n toordokter nou die dag, in Katima Melilo. Sy slat die dromme deur die nagte. Hulle doen geestelike goeders. Sy kom die Vrydag aand na die crusade toe, om die crusade te kom disturb. Hulle kom staan daar, dan doen hulle rituals en goed, om my te stop, en om te stop dat die werk van die Heilige Gees. Maar die Bybel sê, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord's gonna raise up a standard against them. Julle sal nie glo nie. Daai toordokter sê, sy was nog daar in die crusade besig om moeilik te maak. Ewe skielik sê sy, toe val iets op my. Hier waar ons nou sit, is sy in die local kerk tot bekering gekom, weergebore. En ek is seker hulle is besig om haar op te lei as 'n pastoor om te getuig. As jy dit vir 'n toordokter kan doen, wat van jou? Maar hy het nie net gekom om te vergewe nie. Hy het gekom om goddeloosheid af te breek. Jy hoef nie met pornografie vas te sit nie. Jy hoef nie met drank vas te sit nie. Jy hoef nie daai haat in jou hart te hê nie. Jy hoef nie, maar ek weet jy kan dit nie self doen nie. God het gesê dis nie deur jou mag of deur jou krag nie, maar deur die Gees van die Here. Dis hoekom Jesus gekom het om sy bloed te kry, want dis die Heilige Gees. So hoe kry ek die Heilige Gees? Dis die punt wat ek wil maak. Hoe kry jy die Heilige Gees? Die Heilige Gees. Want jy sê, maar ek is 'n sondaar, of hoe maak ons in Suid-Afrika? Ja, maar ek's maar net 'n mens.
Ja, ek ook. I'm also just a man. Washed with the blood of Jesus. Empowered by the Holy Spirit. Ag, 2 gee amen. Want julle ander is, want weet julle hoekom? Julle kruip weg agter die sonde. Ek is maar net 'n mens. Nou, jy's 'n mens wat skoongewas kan word met die bloed van Jesus, wat gedoop kan word in die Heilige Gees, wat bonatuurlike krag kan kry, walking in power, walking in miracles, living a life of favor. Ja. Die Bybel sê, toe kies hulle vir Stefanus, laaste skrifgie. Die Bybel sê, Stefanus het groot wonderwerke tussen die gemeenskap gedoen. So ons het gedink, hy moet nou die mense voer. Maar toe gaan doen hy groot wonderwerke, dat tot priesters tot bekering gekom het. Ek wil so vol wees van die Gees, dat tot party predik, nee, wag, kom ons los dit. Alright. Ek draai jou cover nou, so jy maak nog so, pastor. Net gou sien of ek iets mis. Hey. Seker die Heilige Gees. Ek kom sê net vir jou, as jy die begeerte het om vol van die Heilige Gees te wees, moet jy die mentaliteit los van jy's net 'n mens. Want wat jou kwalifiseer om die Heilige Gees te kry, is die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus was jou skoon van al jou sondes, sodat die Heilige Gees kan inkom. Wow. En vanaand kom ek na jou toe en ek vra vir jou, want julle is 'n volwasse gemeente. As jy daar buite is en jy's desperaat vir hierdie drug addicts om vry te kom, verslawings en mense in seksuele sonde, dis woes daar buite. Dan vra jy vir God, hoor nou wat sê 2 Konings 1. 2 Konings 1, kom 'n man by die naam van Elia. Hoor wat se standaard sit hy vir hom. Ek het dit vir my gesit, jy hoef dit nie vir jou te sit nie, want jy is mos maar net 'n mens. Elia kom, en hy stel vir hom 'n standaard. Hoor wat sê hy vir die mense. As ek 'n man van God is. Kom kyk my sertifikate. Is dit wat hy gesê het? As ek 'n man van God is, kom kyk hoe voer ek die verslaafdes. Hy het gesê, "Julle right nou." Hy sê, as ek, want hierdie is baie crucial. Dis die punt wat God wil maak. Hy soek mense, dink ek praat uit my eie ervaring uit. Hy soek mense wat die standaard daar sit wat sê, as ek 'n man van God is, laat vuur van die hemel afkom. Dit was sy standaard. Hy het nie gekom met, kyk die wysheid wat hy my gegee het. Dis mooi en ek sê nie dis verkeerd nie. Hy sê, as ek 'n man van God is, laat vuur val. Toe God mense nodig het in die Nuwe Testament, toe wat sê hy? As daar manne tussen julle is, vol van die Heilige Gees en vuur. As ons, ek weet nie van julle nie, maar ek het by die plek gekom waar ek sê, Here, ek wil my standaard lig van wat 'n man of 'n vrou van God is. 'n Dienaar van die Here. Is iemand wat terwyl jy preek, soos Jesus, dan moet demone manifesteer. Hoe van julle gaan nou sê, rustig Israel, nee, jy kan nie dit van my verwag nie, ek oordeel jou nie, ek push jou. As jy jou dorp gered wil hê, dan moet jou gedagte, ek wil 'n man of 'n vrou wees, wat as ek bid, dan stuur Jesus die Heilige Gees. Jy's so in 'n verhouding met Jesus.
Jy's so in 'n verhouding met hom. Nou sê vir my, maar ek kan nie 3 ure 'n dag bid nie. Ek verstaan dit. Maar Smith Wigglesworth wat die dood opgewek het gesê, ek bid nie langer as 'n halfuur nie. Maar daar's nie 'n halfuur wat verbygaan wat ek nie bid nie. Reinhard Bonkie het gesê, sit hierdie op Reinhard. Want hy was my mentor, is een van my mentors. Hy het my hand opgelek, was saam met hom in Nigeria. Reinhard Bonkie het gesê, the less Holy Spirit you have, the more cake and tea you need to invite the people. Ek sê dit weer. The less Holy Spirit. Onthou nou, ek het nou vandag met julle pastoor gepraat. Julle gemeente move hoor en ek honor julle vir dit, pastor, dat daar interns is en goed. So nou moet ons next level. Want Jesus het gesê, as ek opgelig word, sal alle nasies na my toe kom. Ek bid dit elke dag. Ek vra vir Jesus elke dag, hoe kan ek meer effektief wees? Hoe kan ek meer met die Heilige Gees cooperate? Dis my honger. Sê jy eers goeiemôre vir die Heilige Gees voor jy jou vrou môre sê? Het jy so honger na hom? Want weet julle wie is die Heilige Gees? Volgens Israel 4 vers 6. Jy gaan dit in die Bybel kry. Dis Jesus hier op aarde sonder 'n liggaam. Weet jy hoekom het hy nie 'n liggaam nie? Want hy wil in jou nou woon. Honger en dors na hom. Jy kan by die skool rondloop met die salwing van die Heilige Gees. Jy kan dit doen. Laaste testimony, dan bid ons. Ek gaan nou die dag na 'n boer toe in die Oos-Vrystaat. Hulle al twee, die man en vrou tot bekering kom voor hulle getrou het. Jesus het hulle mooi bedien. En hulle, die vrou wat werk in hulle huis, ek stap in die oggend by hulle plaashuis. Die vrou wat by hulle werk, sy vries so, sy kyk my so. Ek sê, Willem, wat gaan jy aan? Stop it, I like it. Sy sê vir my, Willem sê vir my, 5 jaar terug het jy hier op 'n plaas kom bedien. Onthou jy? Ek sê, ja, ek het op die plaas kom bedien. Hy sê, vir almal daarso. Die vrou was besig om opgelei te word as 'n toordokter. Toe kom preek jy die waarheid vir hulle oor die bloed. Moe. En jy het hulle vertel oor dat die Jesus, die Heilige Gees, hulle kan die Heilige Gees ontvang. Sy het daar tot bekering gekom, sy het haar hart vir Jesus gegee. Hoor wat gebeur met haar nou die dag. Hulle bel haar van 'n ander dorp af, sê jou man is besig om dood te gaan. Die bloed kom al uit sy mond uit, sy voete is geswel. Sy gaan vra vir my vriend Willem, sy vra van Willem, kan ek asseblief net my man gaan, kan ek na my man toe gaan? Hy sê ja, en onthou die begrafnisreëlings en wat alles hy gaan sê. Daai Maruti het gesê, die Heilige Gees bly in my ook. Sy's na 'n man toe, die man wil kobai sê, sy sê you're going nowhere. Sy lê hom die hande op. En sy bid vir hom in die naam van Jesus. Hier waar ek staan is daai man heeltemal gesond, hy leef nog, alles is orde. Wie wil vol wees van die Heilige Gees? Kom ons staan net daar waar jy is. Daar waar jy is, as jy honger is vir die Heilige Gees vanaand. Wow, dankie. Hey Josh, ga jy my kom help? Ja, kan ons saam, is dit reg? Dankie, sal 'n voorreg wees. Staan net daar waar jy is vanaand. Wow. Het julle dit geniet? Luister gou hier, wat is die kroeks van die punt wat ek probeer maak van, want ek het oral te vertel. Stop it, I like it. Die punt is, God wil nie net ons mense in Appington vergewe nie, hy wil die goddeloosheid, die bande breek. Hy het die krag om dit te doen. Hoe doen hy dit? Deur Jesus se bloed en die salwing van wie? En waar's die Heilige Gees? So, jy kan sing, I've got the power. Nee, moenie dit sing, jy moet dit sing in die kerkie. Dit het net uitgespring. Jesus, ek het daai song gelike hoor, val my rugby daar. Luister,
daar waar jy staan. Jy kan vanaand vir Jesus sê, want hier's van julle wat sê, maar ek is 'n sondaar. Ek bring vir jou goeie nuus. Daar's iets wat al jou sonde kan afwas. Is die bloed. En nommer 2 is die van julle wat al klaar gevul is van die Heilige Gees. Wonderlik. Prys die Here. Jy sê ek kom maar net dienste toe. Pastor wys ek sien, prys die Here. Het vir my ook gewys jy sien. Maar God het vir jou iets anders. Hy sê ek wil jou nie net gevul het nie, ek wil jou vol maak. Is daar iemand hier vanaand? Net daar waar jy staan. Is daar iemand hier vanaand? As jy hier is, vanaand, vergeet nou van my. Onthou elke getuienis wat ek jou gegee het vanaand. Dankie Jesus. In die mense se stoele, toe val hy op hulle. Waarvoor wag jy? Waarvoor wag jy? Wil jy vanaand gesalf word? Of wil jy vanaand vol wees van die Heilige Gees? It's up to you. Jy kan kies. Dit hang net af. Hier's iemand hier vanaand. Jy moet by Jesus se voete gaan neerval. Jy moet met trane sy voete was. Jy moet jou hare vat, dame, wat jou beauty is. Hier's iemand hierso, jy's 'n jong dogter, jy's in die hoërskool. Jy soek so aanvaarding by mense. So jy sal enigiets doen sodat die mense jou net aanvaar. Jesus sê, ek moet vir jou sê, hy het jou klaar aanvaar. Kom was sy voete met jou hare. En dit wat jou besigheid ryk maak, dis goed, hy wil hê ons moet prosper, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar moenie daai talent, daai parfuum by sy voete wegvat nie. Gee dit terug aan hom.